Here, ons is vanmôre hier in die teenwoordigheid. Ons is vanmôre hier, saam, ons elkeen het 'n plek waar ons kan sit, en ons is dankbaar daarvoor. Here, ons is dankbaar om te weet dat, wanneer ons hier sit, is U ook hier teenwoordig. Ons weet, U wil saam met ons eet, U wil saam met ons leer, U wil vir ons, saam met ons leef, Here. En daarom, wanneer ons vanmôre hier sit, vra ons, Vader, dat U ons harte sal oopmaak, dat U deur die Heilige Gees sal kom, en dat U vir ons ook vanmôre hierdie boodskap sal gee, sodat wanneer ons hier uitgaan, dat ons ook hierdie week anders sal dink. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Dankie dat ons die Bybel kan oopmaak, saam met die woord uit kan lees, en ook dit sien wat U vanmôre vir ons wil sê. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. So wat het ons gesê, wil ons aan die begin van die jaar, wat het ons gesê wil ons hierdie jaar doen? Ons het gesê, ons wil hierdie jaar vir Jesus ontmoet. Ons het vir mekaar gesê, dat verandering begin nie deur harder te probeer nie, verandering begin deur plek te maak vir Jesus in jou lewe. Nou ongeag wat dit is wat jy wil verander, alles gaan by dieselfde punt begin. Alles gaan by dieselfde oomblik begin. So maak nie saak wat dit is nie. As jy wil anderster dink, ons het gesê dat as ons verandering in ons lewe wil bring, en as daar verskil in ons lewe wil kom, dan gaan dit alles by dieselfde plek begin. Maak nie saak waar nie. Of dit is dat ons sê ons wil 'n beter lewe leef, of dit is dat ons sê ons wil anderster optree, ons wil gesonder wees, alles begin by dieselfde plek. Alles begin daar by een sentrale plek, en dit is by Jesus. So wat het ons gesê? Ons het gesê aan die begin van die jaar, ons wil sekere goed doen, ons wil begin deur te sê, ons gaan pause. Ons wil pause, ons wil vir die Here sê, Here, hier is ons, bind ons gedagtes, maak ons oop, Here, ons wil die woord hoor, ons wil ook soos Jesus sy voorbeeld volg deur stil te raak, te pause, en te weet, hy is God, te hoor, hy is hier. Jesus sê vir ons, ek klop aan die deur, maak oop, ek wil by jou ingaan. Laas keer wat ek gepreek het ons gesê, ons het gekyk na die Bybel, ons gaan die Bybel oopmaak, ons wil 'n plek maak vir die Bybel in ons lewe, in ons lewens. Ons het gesê dat ons ontmoet Jesus in die woord, ons ontmoet Jesus waar ons hier saam leer, ons hoor die waarheid, ons fokus op die waarheid in ons lewe, en baie keer dan hoor ons ook hoe Jesus met ons praat, wanneer ons in die Bybel is. So, wanneer ons die Bybel oopmaak, kom Jesus en hy kom vervang die leuns met 'n waarheid. En dis hoekom dit so belangrik is om die Bybel oop te maak, om die woord te lees, om te hoor wat hy vir ons sê. En nou vandag wil ons 'n entjie verder gaan. Ons wil 'n stappie verder vat. Ons wil dit bietjie bou op dit. En dis hier waar ons meer soos Jesus gaan wees. Dis hier waar ons soos Jesus gaan begin leef. So ja, ons het begin deur te sê dat ons kan pause, ons kan Bybel lees, maar die een wat ons vandag gaan doen is, ons wil saam met Jesus om die tafel sit. Ons wil hier saam met hom wees. Ons wil vir hom plek maak aan ons tafel. Nou al die ander goed kan ons alleen doen. Ek kan alleen Bybel lees, ek kan alleen bid, ek kan alleen pause en stil word. Maar ek kan nie alleen vir Jesus volg nie. Ek kan nie alleen die pad saam met Jesus stap nie. En ja, vriende, ons beleef 'n pandemie in ons lewens. En hierdie goed word al sterker en dit groei al meer. En dit is in die meeste van ons lewens. Dis iets waarmee almal van ons sukkel, dis iets waarmee almal van ons stoei. En ons het al so gewoond geraak aan dit. Nou ek lees die storie van hierdie kelner wat 'n gesin bedien, en terwyl hy hierdie gesin bedien, kom hy na hulle toe en hy sê vir hulle, dis vir my so lekker om julle te bedien, dis vir my so lekker om te sien hoe julle as gesin saam sit, hoe julle saam gesels, hoe julle net hierdie gemeenskap ervaar, net hierdie lekker chat tussen mekaar.
Sê, dis my so lekker. En die man kyk hom half snaaks en hy sê vir hom, maar hoekom? Hoekom sê jy dit vir my sê? Hy sê, meneer, daar is baie mense wat ek elke dag bedien. En die mense is so gefokus op hulle self. Hulle sal daar sit, elkeen na sy eie telefoon kyk. Hulle sal nie omgee om eers na mekaar in die oë te kyk of om met 'n woord met mekaar te praat of iets vir mekaar te sê nie. Hy sê dit is min laat ons hierdie kry. Maar ek is baie skuldig as dit kom by hierdie. Ek weet nie van julle nie. Ek sal partykeere, as ek daar aan die tafel sit, dan sal ek sommer vinnig gou my telefoon vat en 'n boodskap stuur. Ek sal vinnig 'n oproep neem as my telefoon lui, opstaan en 'n oproep neem en een kant toe gaan en een kant gaan praat. Ons is skuldig as dit by dit kom. Ons is bitter skuldig. Hoeveel keer sal ons nie met iemand so 'n gesprek voer? En ek sal met die persoon praat, en wat sal die persoon doen? Ja. Het julle dit al beleef? Dis 'n pandemie. Ek luister, ek hoor. Dis 'n pandemie, is ek skuldig daaraan? Verskriklik. So ek het hierdie laaste paar tyd 'n bietjie begin om regtig aandag te gee aan dit. Ons het so 'n plekkie daar in ons huis. Wat doen ek? Ek vat my telefoon, ek vat Adrian se selfoon waarop hy 'n storie kyk, ek vat Lorraine se telefoon en ek bære die 3 daar as ons aan die tafel sit. Hy kan lui, daar kan 'n boodskap deurkom, maar dis die tyd wat ons wil saam wees. Dis die tyd wat ons wil saam sit. En vriende, hierdie goed maak my hart seer. Hierdie goed maak my hart seer want ons kan saam as 'n gesin aan 'n tafel sit en nog steeds alleen wees en alleen voel. Ons kan hier saam in 'n kerk sit en nog steeds alleen wees. Ons kan hier in 'n groep sit vol kerk, vol mense en nog steeds alleen voel. Hier is die ding, vriende. Jy hoef nie alleen te wees om eensaam te voel nie. En dit is hierdie pandemie wat net aanhou groei en dit is alleenheid en eensaamheid. Nou ons is meer tegnologies gekoppel aan mekaar en tog is ons verhoudings gewys meer alleen as enige generasie voor ons. Nou wat is die gevolg van al hierdie goeters? Die gevolg is die persentasies bly klim. 29% van groot mense, 29% meer groot mense word gediagnoseer met depressie. 27% meer tienermeisies het depressie beleef laas jaar. Selfmoord tussen die ouderdom van 10 en 24 het met 62% gestyg sedert 2007. Konstante hartseer, bedruktheid onder hoërskoolkinders het van 26% na 44% gestyg sedert 2009. 'n Skrywer, 'n onbekende skrywer sê, ons is so seemeeuwe in 'n oliestorting. Ons vlerke is vol olie. Ons is gemaak om saam te vlieg, maar ons kry dit nie reg nie. Ons kan nie dit doen waarvoor ons hier op die aarde gemaak is nie. So wat het gebeur? Wat is die oorsaak daarvan? Is dit slimmer telefone? Is dit sosiale media? Ja, al hierdie goed dra by tot dit. Al hierdie goed speel seker 'n rol, maar dit is nie die hele storie nie. Ons kan teruggaan en ons kan sê, ja man, 6 jaar terug het ons 'n pandemie gehad. COVID was daar gewees. Ons moes onsself isoleer. Ons moes onsself eenkant toe toemaak. Ons mag niemand gesien het nie. Vriende, hierdie goed het al gebeur voor COVID. Dit het net gemaak dat dit al vinniger en harder begin brand. Ek dink een van die groot redes hoekom al hierdie goeters gebeur, omdat al hierdie goed al hoe erger raak is, ons het die diepte van die verbond prys gegee vir gemak en gerief. Hoor mooi, ons het die diepte van die verbond prys gegee vir gemak en vir gerief. Ons verruil verbintenisse, ons verruil gemeenskap, ons verruil hierdie saam wees vir gemak. Dit is presies wat gebeur. Nou hier's 'n voorbeeld van dit. Die kultuur van die dag sê, om te trou is oudmodies, dis ouderwets. Ag nee man, jy hoef nie te trou nie. Te trou hou jou vas, dit beperk jou. Dit gee vir jou geen vryheid in jou lewe nie. Nogal interessant. Studies wys mense wat getroud is 16% gelukkiger as mense wat nie getroud is nie.
16% gelukkiger. Dink aan die kerk. Wat sê die kultuur van die dag? Die kultuur van die dag sê, jy het nie 'n kerk nodig om in die hemel te kom nie. Die kultuur van die dag sê, 'n kerk is toksies. Die kultuur van die dag sê, ag man, jy kan in die gemak van jou huis, in die gemak van jou bed, lê en kerk kyk. Hoekom wil jy hier kom sit? Hoekom wil jy hier wees? Hoekom wil jy hier sit saam met skynheilige mense? Gaan kyk 'n bietjie as die kerk in die koerant is. Gaan kyk die kommentare wat die mense lewer. Dit maak my hart seer. Dit maak my hartseer om te sien, dis hoe die mense dink oor kerk. Ja, hier het nie nodig nie. Ek het al lank al vir die kerk gesê, ek is klaar met die kerk. Dit is wat die mense sê. Dit is wat die kultuur van die dag sê. Mense wat gereeld kerk toe gaan, een of twee keer in 'n maand. Dis die tipe goed wat baie van daardie mense sê. Interessant, 2022 het meta-analysis gewys dat depressie het 32% afgeneem vir die mense wat weekliks kerk toe gaan. Wat elke week in die kerk is 32% afgeneem. Hoor mooi wat ek vanmôre sê. Ek sê nie jy moet nou trou vir een of ander triek om 'n gelukkiger lewe te hê nie. Ek sê ook nie jy moet kerk toe kom om beter oor jouself te voel nie. Maar vriende, wanneer jy wel binne in God se plan en sy ontwerp gaan leef vir jou lewe, wanneer jy binne in sy ontwerp gaan leef van gemeenskap, van aanbidding en van saam wees, gaan dit jou verander. Om geliefd te voel, om geken te word, om bietjie uitgedaag te word, om versorg te word, daardie gemeenskap, daardie saamwees, dit wat ons soek, dit wat ons wil hê. Maar weet julle wat doen ons? Daai goed wat ons so nodig het, daai goed wat ons soek in ons lewe, ons skuif dit een kant toe. Ons sê vir dit, jy het nie plek in my lewe nie, ons verwerp dit. Kan dit wees dat hoe meer onafhanklik ons word, hoe meer alleen word ons? Wel, as dit is hoe jy voel, as jy voel jy is teleurgesteld oor waar jy tans in jou lewe is, dis goeie nuus. Die teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees uit die Bybel uit Lukas 24. Nou as ons na Lukas 24 gaan kyk, gaan ons sien dit is 'n Sondag. Dit is nie sommer net enige Sondag nie. Hierdie is die eerste opstandingssondag. Jesus is die Vrydag gekruisig, hy is gesterf, hy is begrawe. Hierdie is opstandingssondag en hier sien ons dat die graf is leeg en die hoop leef. En dan sien ons vir Kleopas, vir hom en 'n onbekende vriend. Hulle is op pad terug huis toe. Hulle is besig om te stap. En ons sien hoe hulle op pad is na Emmaus. Hulle is op pad huis toe. So wat 12 kilometer buite Jerusalem, 12 kilometer weg van alles wat daardie naweek gebeur het met Jesus, 12 kilometer weg van al die seer en al die sleg, 12 kilometer weg van al die ander disippels in Jerusalem, 12 kilometer weg van hulle doel en hulle roeping. En om te sê dat hierdie mense teleurgesteld was, dit is lig gestel. Ek kan sien hoe hulle kop onderste bo loop, skouers wat hang. Die Bybel sê nogal vir ons, hulle gesigte was na die grond toe gewees. Ek kan sien hoe hulle eintlik daar loop so en hulle voete so sleep en klippe skop. En dan, terwyl hulle daar loop, kom daar 'n vreemdeling en hierdie vreemdeling sluit by hulle aan. Die vreemdeling vra toe vir hulle, maar waaroor praat julle? Hulle doen dalk nie eens die moeite om op te kyk nie en hulle sê, weet jy dan nie? Weet jy dan nie wat het met Jesus gebeur nie? Almal weet wat het hierdie naweek met Jesus gebeur. En hulle begin toe vir hierdie vreemdeling vertel. Kom ons lees daar by Lukas 24 vanaf vers 20. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos het. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Ek het al baie daaraan gedink aan hoe geteleurgesteld was hierdie disippels nie gewees daardie Vrydag nie.
Ek meen, hulle het gesien hoe hulle leier, hoe hulle Here, hoe hulle mentor, hoe hulle Messias, hoe hulle vriend gekruisig is, verneder is, hoe hy gesterf het. Natuurlik het hulle nie hoop gehad nie. Hulle het gedog, hy is die een wat alles gaan kom vervang. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, kan ons sien dat hulle was nog steeds teleurgesteld gewees daardie Sondag. Hulle het die engele gesien, hulle het gesien die graf is leeg, maar hulle het nie vir Jesus gesien nie. So hier stap Kleopas en hierdie onbekende vriend van hom, en hulle is nog steeds besig om te leef in hierdie realiteit. Hulle is nog steeds besig om hier te stap met hierdie idee dat dit is alles nou verby. Jesus is dood, hy is gekruisig, hy is dood, die graf is leeg, alles is verby. Hulle het nie hoop gehad nie. Het julle daardie 4 woorde raak gelees? Ons het so gehoop. Ons het so gehoop. Ons het so gehoop, hy was die een. Ons het so gehoop, hy was die een wat Israel sou verlos het. Ons het so gehoop, hy was die een wat ons sou red. Hy was die een wat alles vir ons sou verander het. Het jy al so 'n oomblik in jou lewe gehad? Daardie van, ek het so gehoop. Dalk is jy nou so in so 'n oomblik in jou lewe. Ons het so gehoop dat die huwelik beter sou word. Ons het so gehoop dat die kanker nie terug sou kom nie. Ons het so gehoop dat ek daardie werk sou kry. Ek het so gehoop dat my man sou verander. Ek het so gehoop dat my vrou sou verander. Ek het so gehoop ek kon hierdie ding waarmee ek stoei, hierdie ding wat my vashou, ek het so gehoop ek kon dit net los. Ek het so gehoop ek kon vinniger antwoorde kry. Ek het so gehoop die Here wou 'n uitkoms vinniger gestuur het. Vriende, as jy al daardie woorde gesê het, ek het so gehoop, dan ken jy ook die vraag, waar is Jesus? Hoor God my? Luister God wanneer ek met hom praat? Gee hy regtig om? Ons wil 'n bietjie verder gaan kyk in hierdie teksgedeelte, en daar is iets wat my ongelooflik uitgestaan het. As ons dink aan hierdie teksgedeelte, wat se dag is dat, het ek gesê? Opstandingssondag, nê? Die eerste Sondag nadat Jesus gekruisig is. Dis die opstandingssondag. En hierdie mense besef dit nog nie. Ek wil hê julle moet die volgende sien. Wat doen God? Wat doen die opgestane koning eerste? Nou kyk, as dit ek was, wanneer daai graf uit moes stap, sou ek eerste na daai wetsgeleerdes toe gegaan het, en daai priesterhoofde en daai leiers, en ek sou so gestaan, ek sê nou maar toe, wat sê julle nou? Wat sê julle nou? Maar dis nie wat ons Jesus doen nie. Ek sou dalk na my vriende toe gegaan het en vir my vriende gesê het, ek is alright, ek is okay. Maar ons sien, dit is nie die heel eerste ding wat hy gedoen het nie. Ja, hy was na sy disippels toe, hy het aan hulle verskyn. Ons sien, hy het ook aan Maria Magdalena verskyn, en hier in Lukas, wat is die eerste ding wat hy doen? Hy gaan stap saam met 2 gebroke manne. En wat sê dit vir ons oor God? Vriende, Jesus ontmoet ons op die pad. Julle ken daardie pad, die pad van teleurstelling, die pad van hartseer, die pad van twyfel, die pad van isolasie, die pad van alleenheid. Jesus loop saam met hulle op hierdie pad, en hulle ken hom nie eers nie, en tog loop hy nog steeds saam met hulle. Hulle herken hom nie eers nie. Vriende, het jy al gewonder, waar is Jesus? Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is by jou. Jesus stap die pad saam met jou. Jesus ken jou. Jesus hoor jou. Hy vra. En dan begin hy ook om die waarheid met jou te deel. Al herken jy hom nie eers nie. Jesus los hulle nie daar in 'n teleurstelling nie. Jesus los hulle nie daar met hulle eie gedagtes nie. Jesus praat met hulle. Kom ons lees vers 25, Lukas 24 vanaf vers 25. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profeet gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Jesus kom herinner hulle hier aan die waarheid. En dis die tweede punt wat ons vandag sien. Jesus ontmoet ons nie net op die pad nie. Jesus ontmoet ons nie net op die pad nie, maar Jesus ontmoet ons ook in sy woord. En dit wat ons die vorige keer gesê het, ons het gesê, dis hier in die woord waar ons die waarheid hoor. Dis hier in die woord waar ons hoor wat Jesus vir ons wil sê.
Hierdie het nie Jesus se persepsie verander nie. Jesus het besef, hierdie mense het hom nie herken nie. Jesus besef, hulle gaan deur 'n moeilike tyd. Jesus besef, daar is nog seer binne in hulle. En ons sien hulle is besig om weg te stap van Jerusalem af. Hulle is besig om weg te stap van die hoop af. Maar Jesus wag nie dat hulle moet omdraai sodat hulle kan teruggaan, dat hy met hulle dit kan deel nie. Nee, Jesus begin met hulle te praat. Jesus kom in hulle valse narratief waarin hulle glo en hy kom vervang dit met die waarheid uit die skrif uit. Ons sien hy gaan so ver terug tot die profete, tot by Moses. Vriende, sien julle hoekom die Bybel belangrik is? Hoekom dit belangrik is om besig te wees met die woord? Want wanneer ons die Bybel lees, is Jesus besig om ons storie ook oor te skryf. Daardie halwe waarhede, Jesus kom en hy kom lei ons na die waarheid toe. En dan gebeur hier iets ongelooflik in hierdie storie. Onthou, hierdie mense is nog deur mekaar. Hulle is nog hartseer. Maar dan doen hulle die ongelooflike. Toe hulle by hulle huis kom, sê hulle vir Jesus, bly by ons. Bly by ons. Hulle nooi vir Jesus in. Hulle gaan sit saam om 'n tafel. En wanneer hulle hier saam om die tafel sit, verander alles. Vers 30. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Wat 'n naweek het hierdie manne nie gehad nie. Vrydag sien hulle hoe Jesus gekruisig is. Hulle sien hoe Jesus gesterf het, hoe Jesus verneder is. Hulle sien hoe hy begrawe is. Die Sondag is die graf leeg. Hulle vat hierdie lang pad terug na hulle huis toe. Hier kom 'n vreemdeling by hulle. Hulle nooi hom in, hulle sit om die tafel en hulle sien dis Jesus. Wat 'n naweek was dit nie gewees nie. Maar dit was aan die tafel waar hulle die wonderwerk beleef het. Ja, Jesus het saam met hulle geloop. Jesus het met hulle gepraat, maar dis toe hulle gaan sit aan die tafel waar hulle oë oop gegaan het. Dis toe hulle gaan sit aan die tafel waar hulle die wonder beleef het. Dit is waar teleurstelling hoop geword het, waar isolasie gemeenskap geword het en waar 'n leuen die waarheid geword het. Aan die tafel sien ons hierdie wonder. So vriende, wanneer gaan ons ophou om verby mekaar te loop? Wanneer gaan ons ophou om verby mekaar te loop, te stop en dalk net vir 'n oomblik bietjie te sit? Net saam om 'n tafel te sit. Want dis hier waar ons oë gaan oopgaan. Vriende, Jesus is nog steeds besig om ons te ontmoet. Jesus is nog steeds besig om by ons te kan sit. Jesus is nog steeds besig om ons te help om hom te sien vir wie hy is. Jesus help jou om jouself te sien vir wie jy is en om vir ander te sien vir wie hulle is. So die wonder wat hier gebeur by die tafel is, Jesus ontmoet ons om die tafel. Dit was nie 'n preekstoel gewees nie. Dit was nie op 'n pot gooi nie, maar dit was by 'n tafel. Kyk gou die eenvoud van dit. Hulle het saam om die tafel gesit, brood gevat, brood gebreek. Hulle het Jesus gesien, hulle het hom herken. En dit het hulle lewe verander. Daar was waarheid gewees, daar was gemeenskap, daar was teenwoordigheid. Dit het vir hulle kom wys wie Jesus is. As daar een tafel is waarin ek graag sou wou sit, was dit daai tafel gewees. Sou dit daai een wees? Ek sou dit wou sien, ek sou dit wou beleef. Kyk wat gebeur, vers 33. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. So watter dag was hierdie nou weer gewees? Dit was die Sondag. Jesus is die Vrydag gekruisig, verneder, gesterf, begrawe. Hierdie was daai Sondag. En hier sien ons ook in die woord, dit was al laat gewees. En wat doen hierdie manne? Hulle het daai lang pad klaar gestap. Hulle is 12 km plus weg van Jerusalem af. En daar draai hulle om op daai tyd en hulle gaan terug na Jerusalem toe. Hulle gaan
terug om te gaan vertel, om 'n ander storie te gaan vertel. En ek kan sien hoe hulle nie meer so terugloop nie. Ek kan sien hoe hulle met hoop in hulle longe op pad is terug na Jerusalem toe. Hoe hulle eintlik half met 'n huppel in hulle stap is. Hoe hulle daai 12 km plus weer aanvat, terug na hulle doel toe, terug na hulle roeping toe, terug na hulle mense, hulle vriende en hulle gemeenskap. En vriende, dis presies wat ons wil hê. Dit is wat ons wil hê vir almal wat vandag hier sit, vir almal wat hier by ons in die gemeente is. Dit is wat ons wil hê vir Kroonstad. Ja, ons almal was al teleurgesteld geweest. Ons almal het al gesondig, maar deur Jesus se genade is daar vir ons ook 'n kans om ons storie om te draai. Vir ons ook 'n kans om die een pad te stap en so te voel, om te draai en terug te stap na die wonderlike toe, terug te stap na die hoop. Nou hier by ons het ons 'n klomp tafels. Hier's baie tafels wat ons hier in die kerk het. En 'n klomp tafels waarby ons kan sit. So ek wil vandag net so 'n paar van hierdie tafels kom uithaal. As jy nuut is by ons in die gemeente, of as jy nou al 'n lang tyd hier by ons inskakel by die gemeente, hier is so 'n paar tafels. Ek dink spesifiek aan die omgeegroep tafel. 'n Omgeegroep waar ons kan sit, waar ons kan gesels, waar ons kan deel, nie net nog inligting kry nie, maar waar ons kan wees, waar ons mekaar kan ondersteun, waar ons vir mekaar kan bid. Ek dink aan die Bybelskooltafel wat hierdie week begin. Die Bybelskool, kennis, waarheid wat ons hoor, waarheid wat jy ontvang, maar nog steeds daardie saam wees, daardie saam leer, daardie saam sit. Ek dink aan ons jong werkendes tafel. Al die jong werkendes waar ons kan saamkom, fisies lekker saam kos maak, gemeenskap kan beleef, saam wees kan beleef. Ek dink aan ons mannebid hier. Elke laaste Vrydag van die maand, 6:00 die oggend, sit ons saam om 'n tafel. Ons drink 'n koppie koffie, ons bid saam, ons leer saam, ons het hierdie gemeenskap. Ek dink aan die koffietafel hier buite, want daar's nou net een tafel so ver. Maar ek dink aan hierdie koffietafel hier buite. Stop dalk vandag 'n bietjie daar. Moenie net verbyloop nie. Loop hierdie deure uit. Stop vir 'n oomblik daar. Daai saam wees, daai kuier, daai opvang, daai gesels, daai inkoop in mekaar se lewens. En dan dink ek ook aan 'n ander tafel. Ek dink aan die tafel by jou huis. Ek dink aan die tafel waar jy en jou gesin saam kan sit. Waar julle saam kan eet, stories kan deel, mekaar kan leer ken, mekaar kan probeer verstaan. Ek dink aan daai tafel waar jy en jou kinders kan sit en sê, maar kom ons maak die woord oop. Kom ons lees. Kom ons luister. Kom ons hoor, wat is die waarheid wat God vandag vir ons sê? Ek dink aan die huisgeloof tafel. Vriende, oral sien ons mense wat sê, ons is moeg. Ons is moeg, ek het my innings gehad by die kerk, ek het my deel gedoen, ek wil nie meer op hierdie ding dien nie, iemand anders kan voorvat, die jonger mense moet begin voorvat. Weet jy wat? Ons het jou nodig. Moenie aftree nie, tree op. Jy kan 'n mentor wees vir 'n jonger mens. Jy kan 'n mentor wees om daar te wees, so tree op. As jy vandag hier in die kerk sit en is vir die eerste keer in 'n lang tyd wat jy hier is, wil ek jou aanmoedig. Kom weer. Kom Sondag weer. As jy Sondag na Sondag in die kerk sit, wil ek vir jou sê, hou aan, kom. Hou aan, kom. Hier's iets anderster aan hierdie gemeenskap. Hier's iets anderster aan hierdie saam wees. Vriende, ek weet nie watter tafel is vir jou nie. Ek weet nie by watter tafel jy wil stop nie. Maar hoekom is daar soveel krag in 'n tafel? Hoekom is daar soveel krag by 'n tafel? Want dis by 'n tafel waar jy raak gesien word. Dis by 'n tafel waar jy 'n plek het. Dis by 'n tafel waar jy rustig kan sit. Jesus nooi jou om by die tafel te kom sit. En wanneer ons hier by hierdie tafel sit, dan kom sê Jesus vir jou, ek wil nie hê jy moet hierdie jaar alleen stap nie. Ek het vir jou plek
by die tafel. En weet jy wat? Daar is nie net 'n tafel nie. Daar is 'n stoel ook vir jou. En hierdie stoel het jou naam op. Hierdie stoel het jou naam op. So stop vir 'n oomblik. Kyk 'n bietjie na die tafels wat hier is. Trek die stoel uit en kom sit. Want Jesus wil jou kom ontmoet by die tafel. Here, soms loop ons ook met ons eie narratief, ons eie idees, ons eie gedagtes. Here, soms dink ons dat alles is verby. Daar is nie meer hoop nie. Maar hier sien ons Vader eenvoudig hoe U by 'n tafel kom. En hoe dit by die tafel is, nie op die pad nie, maar by die tafel is, waar hulle saam gesit het, toe die brood breek, toe het hulle die wonder beleef. Vader, mag ons bewus wees van die tafels in ons lewens. Mag ons bewus wees van die wonders wat by 'n tafel kan gebeur. En mag ons weet dat daar is altyd plek vir ons aan die tafel. En U is altyd by die tafel. Mag ons hierdie week die tafel sien as 'n heilige oomblik, waar ons nie net gemeenskap met mekaar het en mekaar leer ken en met mekaar praat nie, maar mag ons werklik hierdie week ook rondom die tafel sit, U woord hoor en ook so saamgroei. En Here, dit is ons gebed vir ons as gemeente, vir ons as mense, vir ons as gesinne, dat ons werklik hierdie week U sal ontmoet. Verandering kom nie, Here, deur klomp groot goed nie. Verandering begin net deur die stoel uit te trek en te sê, Jesus, U is welkom aan ons tafel. Mag ons dit doen, o Vader. Amen.